Goeiedag en baie welkom by Helderberg Gemeente aanlyn. Dis my lekker om jou te verwelkom. My naam is Dion Els en ek is een van die predikante. En as jy van ver af kyk, laat ons sommer hier onder in die comment section oor waar jy vandaan kyk. Ons wil baie graag vir jou bid. So stuur asseblief vir ons 'n boodskap. Ons is besig met 'n reeks oor 2 Timoteus en ek kan amper nie glo nie. 'n Paar weke terug was dit my voorreg gewees om die reeks te begin. En hier is ons alweer, hier sluit ons alweer af, alles so aan die einde van die jaar begin ons so half 'n bietjie spoed kry, tot en met die einde, wanneer ons almal gaan rus, net om in Januarie weer te begin. Vandag se tema, waarmee ons gaan afsluit, is die geheim van positiewe mense. Nou wat is die geheim van positiewe mense? Dit gaan ons so 'n bietjie by Paulus inloer, om te sien wat hy daaroor te sê het. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid. Kom ons vat 'n oomblik en ons bid saam. En sommer net daar waar jy is, wil ek jou herinner, dis die ongelooflike ding van die Here, is dat net soos wat die Here hier by my is, en net soos wat die Here met ons Sondag is in die kerk, net soos die Here saam met jou waar jy nou gaan. So miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd. Miskien is daar dinge op die oomblik in jou lewe wat vir jou moeilik is, dan is hierdie die spasie waar ek vir die Here wil vra om jou ook te omvou met sy teenwoordigheid. So kom ons bid saam. Here God, ons wil onsself oorgee in hierdie oomblikke. Ons wil kom asemhaal in u teenwoordigheid. Ek wil vra, Here, dat u hierdie oomblikke sal gebruik om ons harte en ons lewens in u rigting te stoot. Ek wil vra dat as ons hier klaar is, dat ons nader aan u sal wees. Dat ons verhouding met u beter sal wees. Dat ons u beter sal ken. Ek wil bid vir elkeen wat kyk na hierdie uitsending. En ek bid, Here, dat u hulle harte en hulle omstandighede sal vat en dat u vir hulle sal wys hoe lief u hulle het. Miskien is al wat hulle nodig het net 'n gebed. Ek vra, Here, dat u ons in u gedagtes sal hou, dat u self aan ons sal openbaar. Ons bid dit in u naam. Amen. Nou, ek onthou jare gelede het ek per geleentheid hierdie ongelooflike mooi vrou gesien. Ongelooflik mooi, jy het geen idee nie, my lewe het in die ronde gedraai, my wêreld het gespin. Jy weet mos daai gevoel wat jy kry as jy, hulle sê jy het butterflies in jou maag van verliefdheid. Nou, net om jy 'n idee te gee, ek het nie butterflies gehad nie, ek het iets gehad soos albatrosse in my maag. So verlief was ek op hierdie ongelooflike pragtige vrou. 17 jaar later het sy nog steeds presies dieselfde effek op my. Want toe ons mekaar ontmoet het ek dadelik besef dat sy is ongelooflik lief vir mense, sy is ongelooflik lief vir kinders, maar sy is nog meer lief vir die Here. En sy het my oortuig om vir 'n hele jaar in ons studentejare tyd te spandeer op 'n Vrydag aand saam met 'n klomp weggooi kinders in Elandspoort in die weste van Pretoria. Dis 'n baie arm deel van die stad. En hierdie kinders is in veiligheidsorg gesit omdat niemand hulle wil hê nie en omdat daar mense is wat hulle wil seermaak. En so het ons vir 'n jaar lank elke Vrydag Elandspoort NG Kerk toe gery om hierdie kindertjies daar in hierdie saaltjie van die kerk te gaan bedien. Te gaan bedien met die woord en vir hulle kos te vat. En baie keer het Liesel sommer 'n lasagne by die koshuis vir die tannie gevra om 1 ekstra te maak en dan het ons dit gevat. En daar was baie kere wat ek so met die lasagne op my skoot gesit het of agter in die kar en dan het ek gedink, dit gaan bloot net nie genoeg wees nie, amper soos die 2 visse en die 5 broodjies en elke liewe keer was daar genoeg, want dit is die manier hoe die Here sorg. Nietemin, Liesel het hierdie visie gehad om hierdie kinders op 'n kamp te vat, en 'n kamp wat hulle nooit sal vergeet nie, 'n kamp waar ons meer roomys eet as gesonde kos, 'n kamp waar hulle regtig bederf word, 'n kamp waar hulle gevat word na 'n plek buite hulle omstandighede.
En ons het toe begin om geld in te samel. Ons is arm studente. Ons het saam met hulle karre gewas daar in Elandspoort en ons het R7.100 ingesamel. Ironies genoeg, toe word hierdie R7.100 gesteel uit die kantoortjie uit waar hulle die geld gehou het by die gemeente. En hartseer tyd vir ons, want ons het regtig begin bevraagteken of dit die Here se wil is dat ons hierdie kinders op kamp vat. Hoe kan dit wees? Vir 3 maande was ons elke Saterdag karre, ons samel die geld in, en nou dat ons op hierdie punt is om te gaan, nou word die geld gesteel. En dis regtig, ek weet nie of jy al daar was nie, dis 'n plek waar jy betwyfel God se wil en dit waarmee jy besig is. En is dit regtig wat God wil hê ons moet doen? Miskien was jy al daar, of miskien is jy daar. En vir 'n paar weke het ons regtig gewroeg met hierdie vraag, en ek sal nooit vergeet nie. Iemand het my gebel, ken die persoon eintlik uit geen kant af, van geen kant af nie. En hulle het gesê, hoor, ons het 'n droom om 'n kamp te maak gebeur vir 'n klomp kinders in veiligheidsorg, en sy het meer en meer daarvan, of sy het 'n paar vrae gevra, en toe sê sy wil 'n donasie maak, sy gaan die donasie vir my in my persoonlike bankrekening inbetaal. Hoeveel geld dink jy het sy inbetaal? Sy het R7.100 inbetaal. Presies die bedrag wat ons ingesamel het met die kar was. En so het ons hierdie kinders op 'n kamp gevat. En ons het hulle geleer van die Here, en ons het hulle geleenthede gegee om die Here te leer ken in 'n veilige spasie waar mense vir hulle lief is. Nietemin, 10 jaar later sit ek en Liesel by 'n Josh Groban konsert, en ons hou piknik, en daar kom staan 'n Kosa sprekende meisie voor ons, en toe sy vir Liesel sien, toe begin die trane te loop, en ek het onmiddellik geweet, iets is groter hier aan die gang as net die ooglopende, en Liesel het opgestaan, en hulle het mekaar herken, en hulle het mekaar vasgehou, en die trane het oor hulle wange geloop, want sien, sy was een van die weggooi kinders. Sy was een van die kinders wat geen kans staan nie. Sy was een van die kinders wat niemand het nie. Sy was een van die kinders wat kom lasagna eet het op 'n Vrydag aand. Sy was een van die dogtertjies wat gehelp het om karre te was. Sy was ook een van die kinders wat hulle hart vir die Here gegee het op die kamp. En vir 'n oomblik kon ek inkyk in hierdie oomblik van dankbaarheid wat sy het oor die feit dat sy steeds vandag die Here ken. En die voorreg wat sy het om agter die Here te kan aanstap, en die geleentheid wat sy gegee is om haar hart en haar lewe vir die Here te gee. Sien, wanneer ek in 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8 lees van Paulus, dan hoor ek dieselfde lied. Ek hoor dat my dankbaarheid nie afhang van my omstandighede nie. Ek hoor dat daar 'n ander rede is my dankbaarheid. Dat die boot van dankbaarheid nie geskit of geruk gaan word deur die winde van voor en die stampe van agter as gevolg van my omstandighede nie. So wanneer ek omring is met mense wat die Here ken, wanneer ek omring is met kinders van die Here, dan kom ek agter dat daar leef in hulle 'n ander lied. 'n Ander soort dientjie word in hulle teenwoordigheid deur hulle lewens na die wêreld toe gesing. En dis soveel keer die lied wat die refrein het dat hulle harte oorloop, en dis nie gekoppel aan hulle omstandighede nie. Dis nie bloot net my omstandighede bepaal hoe dankbaar ek is, en op grond van dit is ek dankbaar nie. Nee, wat ek hoor by hierdie mense is dat hulle harte loop altyd oor. As ek met mense tyd spandeer wat die Here ken en wat die Here volg, dan kom ek agter dat dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Dis nie net ek voel vol of ek voel dankbaar en daarom is ek dankbaar nie. Dis meer as dit.
Dankbaarheid is 'n lewenswyse, dit is 'n daaglikse inoefening van die bewuswording van God se genade en God se liefde en God se teenwoordigheid in my lewe, 'n daaglikse inoefening. As ek saam met mense tyd spandeer wat die Here ken, dan kom ek agter dat dankbaarheid is ook nie 'n vergelykingsspeletjie nie. Dink jy saam met my saamstem, baie mense speel die vergelykingsspeletjie. Hulle dankbaarheid is gekoppel op grond van dit wat hulle het, wat ander nie het nie. Jy weet, hulle sal verby 'n informele nedersetting ry en dan diep dankbaar wees vir hulle huis. Hulle sal iemand sien met wie dit swaar gaan en dan baie dankbaar wees vir hulle omstandighede. God se dankbaarheid, of die dankbaarheid waarvan Paulus in 2 Timoteus en die boek van Tessalonisense praat, is nie 'n vergelykingsspeletjie nie. Dis nie die soort vergelykings wat hy tref nie. Dis nie ek het iets wat jy nie het nie. Dit kom uit 'n ander bron uit. Die bron van God, dankbaarheid in God, is die bewuswording van God se liefde en van God se genade. So die eerste een is, dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Die tweede een is, dankbaarheid is nie 'n vergelykingsspeletjie nie. En die derde ding wat ek optel by Paulus, is dat dankbaarheid is nie die ontkenning van moeilike tye nie. Inteendeel, mense wat God ken, kan in stryd wees met God. Hulle kan besig wees om met God te stoei en te vroeg in en deur God, maar terselfdertyd ontbreek hulle dankbaarheid nie. Dit is om met God te stoei, maar nog steeds bewus te wees van die genade en die verbintenis in Jesus Christus. Dis om met God te vroeg, maar nog steeds te kan dankie sê vir dit wat hy in ons lewens doen en dit wat hy vir ons beteken. Daar is nog 'n soort dankbaarheid waarvan ek diep bewus is. En dit is dat ons dankbaarheid is nie bloot net 'n bysaak nie. Vir gelowiges is hulle dankbaarheid is nie net gekoppel aan iets wat aan die kant van die main dish is nie. Dis nie 'n kansslaaitjie nie. Dis ook nie die main dish nie. Dankbaarheid is al die etes. Dit is vervleg in elke moment. Dit is nie 'n add-on nie. Dis nie 'n bakkie wat jy koop en dan add jy iets aan nie. Dis nie 'n nice to have nie. Vir mense wat die Here dien, is dankbaarheid iets anders. Dit kom uit iets anders uit. Dit is 'n geestelike instrument. Dit is 'n geestelike stuk instrument wat in jou hand gegee word, wat die gees van gebrokenheid kan breek. Dit kan die aroma van jou huis verander. Dit is die dryfveer van 'n lewe van vreugde. Dit is die sleutel wat stukkies hemel in jou huis kan oopsluit. Sien, wanneer jy die ontdekking maak van ware dankbaarheid, daaglikse inoefening van die bewuswording van God se liefde en sy teenwoordigheid en sy genade, wanneer jy vir dit begin dankbaar word, dan sluit dit letterlik stukkies hemel oop. Dis 'n vreugde wat nie uit hierdie wêreld uitkom nie. Is iets anders. Paulus skryf in hierdie laaste hoofstuk en dit is sy swanesang, dit is sy finale afsluiting, dit is sy einde, dit is waarmee hy afsluit. Sluit hy af en net voor hy afsluit, dan kyk hy vir so 1 oomblik terug op sy lewe en hy kyk so 'n oomblik terug op die mense wat na hom kom. En dan gee hy 'n waarskuwing. Hy sê, julle wat na my kom, julle moet weet dat ek die wedloop nou voltooi het. My verantwoordelikheid rondom die verspreiding en die opbou van God se koninkryk is nou verby. Die onus en die gewig van daardie verantwoordelikheid lê nou op die wat na my kom. Dis nou ek en jy. En dan sê hy, maar die sukses van hierdie wedloop, wat julle gaan hardloop, en die sukses van die verkondiging van hierdie evangelie, die verantwoordelikheid, die sukses of die mislukking lê op julle hande. Dit is nou in julle besit. En dan sê hy, maar om hierdie
verkondiging suksesvol te doen, moet julle weet dat daar's een baie belangrike bestanddeel wat nie by julle kan ontbreek nie. Daar is een enkele geheim, daar's een enkele ding, wat sonder dit is alles 'n mislukking. Sien in vers 2 van 2 Timoteus 4, jy kan dit self gaan lees, tussen vers 1 en 8. In vers 2 sê Paulus die volgende, hy sê dit so mooi, en ek lees dit uit die King James uit vir jou, to preach the word of God urgently at all times, whenever you get a chance, in season and out of season, when it is convenient and when it is not. Paulus sê om hierdie boodskap te verkondig, is jou lewensroeping, binne en buite seisoen. Dit is wat jy geroep is voor. Nou weet jy, dit is amper onmoontlik, want jou omstandighede en die dinge, en is moeilik. En dan sê Paulus, om dit konstant reg te kry, in en uit seisoen uit, het jy nodig om dankbaarheid, God se soort dankbaarheid in jou lewe te kultiveer. Dit is die soort dankbaarheid waar jy daagliks stil genoeg sit in die teenwoordigheid van God om bewus te word van die Here se liefde vir jou. Om daagliks die dissipline toe te pas, om daagliks met die Here stil te word, sodat jy bewus word van die Here se genade wat hy oor jou uitstort. Dit is die sleutel tot 'n volhoubare verkondiger van die woord. Daar is so sê dinge, miskien het jy dit al gehoor, hulle sê consistency is the only currency, die besigheidswêreld gebruik dit baie. Waar het hulle dit gekry? By Paulus. Want Paulus is die een wat eerste gesê het, luister, jou kontinuïteit, die kontinuïteit waarmee jy lewe in Christus maak saak. Die enigste manier hoe jy dit gaan doen, is wat hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 8 as hy skryf, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Jy moet hoor, dat die wyse en die kontinuïteit van jou verkondiging gaan afhang van die dankbaarheid wat jy daagliks beoefen. Jy gaan oorloop. Dankbaarheid is soos die suurstof wat gelowiges inasem om hierdie verkondiging te doen. Paulus gaan aan en hy sê, as jy aanmeld vir diens vir hierdie taak om 'n koninkryksbouer te wees in 'n gebroke wêreld, dan moet jy weet die moeilikheid gaan kom, die weerstand gaan kom, die twyfeling gaan kom. Dit gaan nie maklik wees nie. Jy kan maar gaan praat met enige iemand wat besluit het, hulle is 'n gestuurde van Jesus, hulle sal dadelik vir jou sê, dit is nie maklik nie. Dis waarskynlik een van die moeilikste dinge wat jy ooit in jou lewe kan doen, om in alle omstandighede die woord van God te verkondig vir alle mense wat oor jou pad kom. Baie kere in my bediening voel ek soos die seentjie wat opgedaag het met 2 visse en 5 broodjies. Inteendeel, dis seker elke liewe dag voel ek so. Om op te daag met 2 broodjies en 5 visse en eintlik te weet, dit wat ek bring is eintlik te min. Maar sien, die oomblik wanneer ek dankbaarheid kultiveer, wanneer ek deel maak van die instrument, die geestelike wapens wat ek saam met my dra, dan besef ek, hierdie 2 visse en hierdie 5 broodjies behou oneindige potensiaal. Sien, dan begin mense raak sien die geleenthede wat daar is, eerder as die probleme. Dan raak ek iemand wat die oplossing sien, want ek vertrou God genoeg, dat hy met my 2 broodjies en met my 5 visse baie meer kan doen, as wat ek ooit gedink het of van gedroom het. Mense wat dankbaar is mense wat probleme, wat oplossings sien wanneer ander probleme sien. Paulus is besig om sy brief af te sluit, en dis nie 'n wenbrief nie, hoor. Dit is 'n brief wat mooi eindig, want dankbaarheid gee vir gelowiges die reg om 'n lewe mooi te eindig, maar nie noodwendig perfek nie. Maar wanneer Paulus terugkyk op sy lewe, dan sien hy, elke tree wat hy gegee het was God teenwoordig. God was 'n reisgenoot. God het saam hierdie storie geskryf, en dit is wat dit mooi maak. Paulus het baie foute gemaak. Hy het baie dinge waarskynlik beter kon gedoen het, maar hy sluit sy lewe mooi af,
want God was in dit en daarvoor is hy dankbaar. Die afgelope week was my 'n moeilike tyd, want dit was ook die verjaarsdag van 'n babatjie wat ek gedoop het 'n paar jaar gelede. Ek het haar gedoop en 'n paar maande na haar doop het ek op dieselfde verhoog gestaan langs dieselfde doopvond en het ek haar lewensviering diens gedoen. Sy is na die Here toe. En hierdie week was haar verjaarsdag, of sou haar verjaarsdag gewees het. En terwyl ek so dink aan haar en haar familie, toe dink ek ook, wat is die troos? Toe dink ek ook aan die Heidelbergse katekismes en wat is die troos? Wat is die enigste troos wat daar vir my is? En hoor gou wat staan daar geskryf in die Heidelbergse katekismes. My enigste troos in lewe en dood is dat ek met liggaam en siel in lewe en in dood nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Die feit dat ek verbonde is aan Jesus Christus, die feit dat die angel getrek is, die feit dat die dood geen se spelreëls geen meer hou vas op my het nie, dit is waaroor ek dankbaar is, dit is waarvoor ek leef. Dit is die ding, my verbondenheid aan Jesus Christus is die rede hoekom ek kan selfs in die dood van 'n kindjie in ons gemeente kan ek sê ek is dankbaar. Dit stel my in staat om te bid vir dinge wat ek nooit voor sou bid nie, want ek het 'n verbintenis aan die koning van konings. Dit stel my in staat om oor te loop in oomblikke wat ek eintlik nie behoort oor te loop nie. Dit stel my in staat om die woord van God te verkondig in oomblikke wat moeilik is, want ek het 'n verbintenis aan Jesus Christus. Paulus raai jou aan om jou vergelykingsspeletjie soort dankbaarheid of jou dankbaarheid wat gekoppel is aan jou omstandighede agter te los en te verruil vir 'n soort dankbaarheid wat gekoppel is aan die bron, aan die bewuswording van Jesus se liefde vir jou. Dis Henry Nouwen wat hierdie volgende gedeelte skryf. Hy sê, our deepest vocation is to be witness to the fact that we are loved. Wat hy sê ons eerste roeping as gelowiges is om uit te leef hierdie feit dat ons geliefd is. Ons sien ek en jy het genoeg dissipline nodig en genoeg ritme in ons lewens nodig om te besef dat ons geliefd is. Die oomblik as ek dit begin doen, dan raak my lewe vol. Dan gaan ek agterkom my lewe is eintlik baie vol. Ek het eintlik baie dinge in my sak. Miskien is dit tyd dat ek en jy so begin lewe dat ons elkeen van ons huisgenote, die mense wat saam met jou bly, help om te besef dat Jesus hulle lief is. Miskien moet ons etenstafels afstof. Miskien moet ons meer tyd aan die etenstafel spandeer. Miskien moet ons regtig vir mekaar luister en vir mekaar bemoedig en vir mekaar wys hoe lief Jesus ons het. Miskien moet ons in ons huwelike meer blomme koop, chocolates koop, meer op dates gaan, goeie dates, vinnige dates, snaakse dates, om mekaar regtig te herinner dat Jesus vir ons lief is. Paulus sluit sy bediening af in 'n koue tronksel. 'n bediening wat begin het in Damaskus, waar hy blind was, waar hy koud was, waar hy nat was, soms nat gaan slaap. Waar hy 5 maal 39 keer gegeesel is op sy rug en op sy hande en op sy arms. Waar hy vyande gemaak het soos die Jode van Jerusalem, die Sanhedrin van sy tyd, soos Felix en Agrippa, Festus, vyande wat formidabele teenstanders was. 9 keer het hy by die dood omgedraai. Dit is Paulus, 'n beker wat vol is. Hy roem nie op sy suksesse nie, hy roem nie op sy mensgemaakte idees nie, of op sy besittings nie. Hy roem daaroor dat hy oorloop van Jesus Christus. Ek sluit af met 'n gedeelte van Eugene Peterson, wat hy skryf, There is a great market for religious experience in our world. There is little enthusiasm for the patient acquisition of virtue, little inclination to sign up for a long apprenticeship in what earlier generations of Christians called holiness. Yet, there is no other way. Hoor nou wat sê hy. Christian discipleship
is a long obedience in the same direction. Mag die vrede van Jesus Christus oor jou waak. Mag die dankbaarheid van die Here in jou grondslag vind deur jou daaglikse dissipline om by die Here stil te word. Ek bid dit oor jou. Mag dit vir jou 'n veilige plek wees. Amen. Ek hoop om jou gou weer te sien. Lekker dag. Totsiens.